Goeiemôre, ek groet jou op hierdie wonderlike Woensdagmôre, die 19de van Maart, in die kosbare naam van Jesus. Jy weet, kerk het nog nooit oor ons gegaan, maar het gaan oor hom. Het gaan oor sy gedagte en sy wil, en hoe hy ons as instrumente gebruik om sy koninkryk uit te bou. Die godsdienst en die godsdienstige oorlewering van baie was wonderlik en goed gewees, maar baie van die oorlewering het ons ook laat fokus op onsself en ons eie sienswyse en behoefte, en wat ons daarvan dink en hoe ons dink het moet lyk en wat ons in plek wil hê en wat ons wil sien hoe dit moet wees, as wat het eintlik maar net gaan oor Jesus en oor sy koninkryk en oor dit wat hy wil hê moet gebeur en dit wat sy agenda is, want hy het gesê ek sal my huis bou en hy bou sy huis en het gaan oor sy gedagte en sy hart ten opsigte van hierdie wêreld en sy mense. En daarom het hy dit so belangrik geag toe hy hierdie woorde vir sy disippels gesê het in Handelinge 1:8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Die klem val op getuies wees, so dit gaan nie oor myself nie. Ja, God fokus eerstens in op my as mens, om my tot die plek van wedergeboorte te bring, waar my lewe oorgegee word in sy hande, en ek die verlossingsplan van God deur Christus Jesus erken, en tot die besef kom, ek is verlore sonder Jesus, ek het Jesus nodig, en dan my lewe af te lê en neer te lê in diensbaarheid teenoor hom, want dit gaan juis oor hulle wat buitekant die 4 mure van die kerk ook is, hulle wat nog nie die woorde van die lewe ontvang het nie. So in hierdie gedeelte sien ons Jerusalem, dit gaan eers oor jou en jou huis, dan kom die groot opdrag buitentoe die uitreik Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Die oes, die mense daar buite wat moet inkom, die mense wat deur jou lewe en deur jou getuienis die waarheid moet hoor en sien, en ook soos jy wil wees en wil lewe. Daarom is dit nie 'n inwaartse leefwyse, en net te dink, okay, ek het my lewe aan Jesus oorgegee, ek is uitgesorteer, ek is op my pad hemel toe nie. Nee, dit is nie waaroor dit gaan juis om hulle in te bring wat hom nodig het, en hulle wat buitekant is, deel te maak van hierdie wonderlike gesin van God die Vader. Hierdie oes is dit waarvoor Jesus gekom het, ons is deel daarvan, toe hy vir Abraham die sterre van die hemel gewys het en sand van die see. Ons is daai sterre, ons is daai sand van sy nageslag, maar daar is nog soveel duisende ander wat deur die medium van die kerk, die medium van dit wat ons mee besig is, sal inkom en die boodskap van lewe moet hoor deur my en jou lewe, sodat hulle in 'n totale oorgawe en 'n totale verhouding met die Here Jesus Christus hulle self kan bevind. Daarom is dit so belangrik om dieselfde waarde te heg vir my en vir jou, as wat God aan die verlore gaande heg. God het die sondaar lief. Hy het nie die sonde lief nie, hy haat sonde. Maar hy het die sondaar lief. Hy het hom daar buitekant wat ons in sy eie wêreld vasgevang het lief. Hy het hom lief omdat hy dieselfde prys vir hom betaal deur Christus as wat hy vir my en jou betaal het wat tot die waarheid gekom het. Ons was die woorde van Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Laat ons elke dag lewe met dit in ons gedagte. Dit gaan juis oor hulle wat moet inkom, hulle wat nog nie deel is van hierdie familie nie.
hulle wat moet deel word van hierdie kosbare familie. En ons moet fokus op hulle stel en nie op ons eie behoefte, ons eie begeerte en what's in it for me nie, maar dit wat ons ontvang het kan deel. Vader, wat 'n voorreg om die lig te kan wees van hierdie wêreld. Wat 'n voorreg om die sout van die aarde te kan wees. Dis nie maar net 'n toestand of 'n stand in U nie. Dit het 'n doel. Dit bereik en impak lewens om ons en bring hulle tot die waarheid. Die oes bring ons in deur die getuienis wat ons dra. En ons dankie vir hierdie groot voorreg en opdrag in Jesus se naam. Amen. Geseënde dag vir elkeen van u, die Here seën.